This is CliffCentral.com. Welkom by die Klipkouers potgooi. Maar dit wys op die einde. Jy weet, ek werk royaal met verf. Ek werk met dik, met impasto. Jy weet, so jy het die skildery vertel amper 'n storie in sy eie reg met hoe die lig val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak deur die dag. En ja, dit is gee dit net 'n spesiale karakter. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. Hallo klipkouers, ek is Portie, ek bly in Stellenbosch, ek het 'n klein dorp in die Vrystaat Tweeling groot geword en op Paulroos gematrikuleer. Ek bly tans reg oorkant Paulroos op die rivier in Stellenbosch. Ek het 'n lekker galery in Kerkstraat, die Red Teapot Gallery, en my lewe is vol kleur en vol interessante mense en ek probeer om elke dag so interessant as moontlik te leef. So ek's mal oor jou kuns. Yes. En ek onthou as 'n dom student in Bloemfontein. Die eerste ou se kuns wat ek bewus van geword het met hierdie kleure was klaar. Yes. Jy sê ons nou daar by draai wat ek self so. Ek wil nie sê ek wil nie ek wil amper sê ek wil nie beledig om te sê wat die is. Ek weet daar's toe fakes by die ouens het mos uitgekom en maar daai was vir my ek toe ek jou portret sien in 2000 sit by vriende in die Kaap. Bloemfontein vriende. Shanay het ek kyk na daai hy's seker 2 keer groter as daai. By haar eetkamer en ek sien die en ek dink dis amazing. Wie is die? Dit was 2000, so dis 17 jaar gelede het ek bewus van jou geword in my onkunde. En so dit is hoe kyk jy na daai is inspirerende kunstenaars, hoe sal jy jouself ek dink so 'n bietjie klaar ek is 'n groot aanhanger van Marc Chagall. Ek weet nie of jy weet wie dit is maar klaar het ook iets gehad van Marc Chagall. Hy kon 'n groot kennis vat en baie interessant met eenvoudige dinge vul. En ek kan dit ook doen. Ek kan 'n reuse kennis wat ek kan 'n klein dingetjie vat en ek kan dit vul. En op 'n heeltemal ander skaal en ander wyse, maar klaar het ook met eenvoudige goed gewerk en ek werk ook met eenvoudige goed. Ek het op 'n stadium ek saam met my vriendin Alice in Johannesburg het ek sy volksameling bronsbeelde versamel. En dit was ontsettend mooi geweest en dit was figure uit sy skilderye en toe hy doodgaan, toe paar jaar daarna dink ek by myself, maar my figure en my skilderye is ook verwoordbaar in bronsbeelde en toe het ek met my eie reekse begin wat 'n bietjie fyner is as wat sy beelde was, maar absoluut mense uit my figure uit my skilderye uit wat ek in bronse begin omsit het en dit het vreeslik gesog geraak. Maar ek het hom goed geken, verklaar dat hy as hy in die Kaap was, het altyd by my tuis gegaan, ons skilderye uitgeruil en ek was soos ek lief vir die ou oom. Hy was vir my baie interessante mens. So en natuurlik, ek bedoel die Afrika motief. Ek bedoel dit is natuurlik wat ook definitief mense wat Afrika mense wat 'n vrou met hout op die kop. Jy weet, jy dink, maar as jy kyk daarna dan gaan daar soveel beelde in dat daai vrou bly in 'n klein spasie, klomp kinders, klomp mense in daai klein huisie. Sy gaan haal haar hout in die veld. Jy dink nou dis vreeslik harde werk, maar op 'n manier is dit vir haar 'n ontsnapping uit daai klein ruimte. Is dit tyd vir haar om haar denke bymekaar te kry en op 'n manier gaan ons almal ons eie hout. Verstaan jy? So as 'n hele simbool, absoluut. So ek sien goed in ek verwoord dit in stories in kleur. So ek het 'n pragtige voorbeeld van 'n hoender vir die Here. Ek het altyd as student gaan werkerskamp doen in Transkei en gehelp om so 'n klein sendingkerkies daar te bou.
En op 'n dag toe kom hierdie jong seun met 'n hoender aan vir die predikant by die kerkie en men net besef mense wat dankbaar is daar kom nie met geld aan nie, hulle het nie geld nie, hulle bring iets wat spesiaal is vir hulle. En toe dink ek, weet jy, as jy R10 gee van duisende wat jy het, is dit gee. Maar as jy 1 hoender weggee van 3 hoenders wat jy het, is om met jou hart te gee. En ek dink, as jy nie 3 hoenders het hulle name, jy weet, so is baie spesiaal, en dit was my vreeslike mooi, eerbare, eenvoudige manier van gee. En ek dink, dit het vir my 'n wegspringplek gegee na 'n klomp ander beelde toe in my skilderye weer. So, en ek het betrokke geraak in Indië by organisasie Open Hand, wat met HIV-vrouens werk en weduwees werk, en toe het ek begin kussings ontwerp, en handsakke ontwerp, en allerhande dinge ontwerp, wat hulle weer vir my borduur, in 'n appliek, in sy, weet, op materiaal, en alsin, so, dan begin jy mense 'n bietjie in staat stel om iets te verdien van jou ontwerpe en jou idees af. En as jy eers dit kan begin regkry, dan voel dit vir my, jy gee lewe aan na 'n paar mense toe, jy weet. So. Jy sê wat vir my kragtig is van daai voorbeeld van jou is ook, as ek weet, en ek nou nie hier op 'n, ek wil sê, jy weet, in terme van liefdadigheid en so aan, maar dit is daai jy gee nie net, ek wil amper sê, maak om te gee, is alle ding om die probleem op te los, nee, so dis in die proses wat jy gee, los jy ook, jy weet, daar skep werk en alles, so dis en het gaan nie net oor werk, het gaan oor menswaardigheid, jy weet, het gaan oor soveel meer. Op Stellenbosch byvoorbeeld, ons het soveel van die straatkunstenaars wat by ons aankom, wat die mooiste diertjies maak, uit krale, metaal, hout, enigiets, jy weet, so, en dan hoe jy daai persoon vat en dat menswaardig voel oor wat hy doen, wat hy bring vir jou, iets aankoop, al het ek dit nie op daai stadium nodig nie, omdat ek weet hy het geld nodig om terug te reis Kaap toe, of dit of dat, jy weet, so, dis veel meer as net, gee vir my, ek gaan geld maak daarmee, en ek gaan dit weer verkoop, jy weet, so jy bou toch op 'n manier verhoudings op met mense, wat vir my eintlik die mooie deel is. Ja. So hier is nou vir jou 'n trick question. As ek dink nou, terug na Andy Warhol se voorbeeld, jy doen net jou ding, en terwyl die mense besluit of soos jy sê, beauty is in the eye of the beholder, nee. Hoe weet jy's beter as 10 jaar gelede in wat jy doen? Ek dink jy raak meer behalsig. Hoe langer jy dit doen en hoe groter jou gehoor raak, en hoe groter jou versamelaars netwerk raak, besef jy dat mense soek interessante nuwe goed die hele tyd. En op 'n manier moet jy net eenvoudig dan aangaan en nuwe goed maak en dit uitsit. Maar in die beginjare is jy baie meer suinig met jou verf, jy's suinig met jou idee, jy's bang, sal iemand daarvan hou of nie. Maar as jy 'n bietjie sukses begin haal, dan begin jy verby daardie hekkie kom en jy spring oor dit en jy raak 'n bietjie losser in jouself en ek dink dit is wat jou vryheid gee dan om vinniger te werk en as jy vinniger kan werk dan kom daai energie kom in die painting uit. So en dis nie iets wat jy kan beskryf of kan verduidelik hoe jy dit doen nie, jy doen dit net. Maar dit wys op die einde, jy weet ek werk royaal met verf. Ek werk jy weet met dik, met impasto, jy weet so jy het die skilderye vertel amper 'n storie in sy eie reg met hoe die lig val op dit, hoe dit verskillende skakerings maak deur die dag. En ja, dit is gee dit net 'n spesiale karakter. Dis interessant. Ek wil amper nou ek gaan spring hierso na die vraag, die tweede vraag 2. Ons doen hom nou kunstig. Ons beweeg rond, geen struktuur. Jy weet daar van die nuwe kliënte werk. Nou jy het iets interessants aangeraak. Jy het nou gesê as jy soos wat jy weet jou kliënte die versamelaars Ja.
dan skep jy nuwe goed. Wat is daai feedback? Ek wil sê waar as ons nou dink aan 'n enige produk, die mark gee vir jou daai terugvoer wat hulle meer van soek, maar tog jy's 'n kunstenaar. Jy wil nie presies gaan doen wat die mark vir jou sê. Nee, jy kan dit nie sê nie, maar in terme van nuwe kliënte voel dit vir my is my heel belangrikste bate is my databasis. So ek probeer as ek met iemand gesels oor my kuns, oor my werk en ek kan sien hulle vind aanklank by my en ek vind aanklank by hulle om hulle details te neem. En dan wanneer ek 'n uitstalling doen in 'n omgewing of wêreldwyd, sal ek hulle dan laat weet en sê, maar ek gaan daar 'n tentoonstelling hê of daar 'n uitstalling wat. So en op so 'n manier hou jy kontak met daai mense. As ek met jou gesels het, is dit veel meer as jy dan 'n uitnodiging van my ontvang en jy weet waaroor handel my werk, wat gaan aan my kop, en ek dink dit is 'n baie groter kans dat jy dalk sal moeite doen om dan my uitstalling te besoek of my galery te besoek of so. So 'n database is vir my jou goud. Jy kan nie sonder dit vorentoe gaan nie. En so nou, hoe gebruik jy nou daai database? Is dit e-pos, die ouens gebel, vir Londen uitstalling het ek baie gebruik gemaak van e-pos, maar ek het ook fantastiese uitnodigings, handgedrukte uitnodigings gehad, wat ek persoonlik geadresseer het aan almal wat ek ken hier. En in vandag se era wat alles so per e-pos aankom, was die handgedrukte uitnodigings tog nogal spesiaal en mense dit spesiaal ervaar. En ek dink dit het nogal ook 'n verskil gemaak of gaan jy nie, die adres is reg, die look is reg. So jy besef jy word uitgenooi na 'n spesiale opening van iets heel spesiaal. En so en mense wil spesiaal voel of hulle ryk is of arm is. Hulle wil voel iemand sien hulle raak en nooi hulle om iets te kom ervaar. Is daar wat is daai critical mass? Waar weet jy jou database nou vir 'n opkomende kunstenaar? Ek dink uit 'n database van 10,000 kry jy miskien 'n hitrun van 400 of 500. So daai 4-5%, né? Absoluut. Dit is kardinaal, ja. En hoe groter jou heat is om byvoorbeeld mense by 'n opening te kry, ek dink hoe groter is jou sukses om sukses te behaal by 'n opening en by die res van die uitstalling. Want die mense wat kom en hulle vind dit fantasties, hulle sal nog vir 2 of 3 of 5 ander mense sê jy moet dit gaan sien. Dit was regtig baie spesiaal. So jy kry nog 'n bietjie ek wil sê naverkope van daai openingsaand af. So kom ons pak 'n bietjie uit in terme van as ons kyk na die besigheidsmodel van kuns. So jy het nou genoem jy het die kunswerk op die muur. Dis een kanaal. Absoluut. Jy het die reprints. Jy weet alles. So wat mense op die net kan sien en hulle kan dit bestel en ons kan dit aanstuur. Ons probeer 'n bietjie al hoe meer van die oorspronklikes plaas op die net en op blogs en goed en kyk wat kan ons daarvan af verdien. Ek sal byvoorbeeld 'n mooi skildery klaarmaak en dit post en dan is dit binne die eerste dag verkoop of binne 5 minute verkoop of 10 minute verkoop. So omdat ek duisende mense op my Facebook het, op Instagram het, so dit speel al 'n groter rol. Maar dit verg ook energie van jou want jy moet dit plaas, jy moet almal antwoord hoe groot dit is, wat se prys dit dat, jy weet so. So niks kom vir niks nie. Dit verg maar werk, maar ek dink tog in die proses daar is die nuwe tegnologie kom al hoe meer na vorentoe. Ek begin werk, het was daar nog nie eens internet nie, jy weet. So my eerste uitstalling het ons nie kredietkaartmasjien al gehad nie, jy weet. Alles was checks en kontant en in 'n sakkie voor by my ingedruk, jy weet. So so daar het soveel dinge gebeur in die laaste 25 jaar wat die hele speelveld verander het. Maar al hoe meer goeders
sien mense op die internet en op dit, maar daar's tog iets spesiaals om kunswerke individueel te sien en te voel daaraan en te vat daaraan en so. Dit so daai uitstalling is nog steeds die hart. Natuurlik. Die fondasie van die werksprongplek. En hoe meer die wêreld neig na Instagram. Exactly. Dan kyk hoe groter raak die behoefte ook om tog uit te gaan en deel te wees van 'n groep en van 'n spesiale groep wat uitgenooi word om 'n openingsaand by te woon. Maar dis weer eens daai gehoor van jou net. Dis daai like-minded mense wat bymekaar kom. Want dis tog waar die magic gebeur. Hulle skep 'n absolute atmosfeer binne in daai ruimte wat jy nie op internet kan wys nie. Jy kan nie. So jy hoor hulle lag, jy hoor hulle sing, gesels, jy weet, so daar's 'n absolute buzz. Die eienares van die galery waar ek laser uitgestal het na my toe gekom en gesê sy het nog nooit in haar 12 jaar wat sy die galery het so 'n fantastiese crowd mense gehad in die galery nie. So wel gekleed, so vrolik, so vol entoesiasme gesien nie. En mense gesien wat vir 4 ure lank in 'n ry staan om te betaal nie. Sy het dit nog nooit ervaar nie. Ongelooflik. Ja, so is 'n baie mooi kompliment. Kom ons kom terug daai reprints fascineer my. Yes. Wat is dit? Ons het nou het ons gepraat soos byvoorbeeld Londen nou wat jy uitgestal het, jy het genoem terloops jy gemaklik is ek praat van 35%. Jy het nou 35% premie op jou Suid-Afrikaanse pryse vir hierso wat eintlik te verstaan is want Londen is die kostes en alles wat veral met uitstalling hier in Londen is. Jy moet 'n container stuur Engeland toe terugstuur, jy moet baie duur spasie hier, so jou verblyf bestuur, so jy het maar groot uitgawe en koste, maar saam met dit wil ek ook sê moet mense nie simpel raak en nou dink, jy weet, jy moet nou jou goeders dubbel prys hier nie, dit is belaglik. Dis 'n internasionale mark. Ja. So hoe as jy nou moet gaan kyk in terme van ons kyk na jou kunswerke, so in ander woorde waar die geverf beeld so nommer 1 waar kom die grootste inkomste? Ek wil die grootste inkomste kom uit skilderye. En dan jou sekondêre inkomste kom uit reproduksies uit wat ek dan verder vat in volgende vlakke uitsit in skinkborde, potstaanders, kalenders, boeke, alrang sulke. Dis al merchandise. Absoluut. So en dan my ontwerpe in my kussings en handsakke en linne en kleding en so en dan my bronsbeelde, dis amper heeltemal aparte been van my besigheid. En ek maak 1 beeld in 'n jaar. En dan giet ek dit in 'n hoeveelheid van 30 beelde. En mense versamel dit op 'n nommer, so as 'n hele klompie mense wat vol versamelings met dieselfde nommer wat baie waardevol is. Meer waardevol as 'n gemengde versameling met nommer 3, nommer 12, nommer 17. As jy almal uit nommer 5 uit 25 het, dan is dit meer werd, jy weet. So daar's 'n hele klomp mense wat dit versamel en dit het oor die jare geweldig toegeneem in pryse as gevolg van die klein hoeveelheid wat daarvan gemaak word en my groot kliëntetal. So daar's baie meer mense wat dit graag wil hê as wat daar beskikbaar is. So en dis 'n doelbewuste strategie. Dit is maar 'n strategie wat jy nie as jy die eerste keer dit maak, moet jy besluit neem hoe jy dit gaan doen en maar net daarby hou. En jy kan nie vooraf bepaal jy gaan mense normaal wees oor beelde of nie. Die eerste keer dan sit jy dit dan word of mouth en sê maar ek het 'n beeld gemaak en so lyk dit en dan koop mense en iemand sien dit by die huis en dit en dat so en dan wees jy kyk as die eerste beeldjie almal uitverkoop en die volgende keer te vra maar wil jy dalk die tweede beeld te koop op jouselfde nommer as wat jy het want ek het ook die voordeel gehad dat ons die klare beelde besit het. En daai reeks beelde het ons 'n paar jaar terug verkoop vir R7 miljoen. En
maar dit was nie dit was 'n volstel, maar nie almal dieselfde nommer nie. As dit almal dieselfde nommer was dit nog meer waardevol. Ja. En so het ek mense half kon ek vir hulle verduidelik hoe dit werk as jy beelde versamel, jy weet. So en nou is daar 'n klomp mense met regtig mooi versamelings en hulle gaan aan en as hulle dit kan bekostig hou hulle aan om elke jaar nog een by te kry. So daar was 'n so jy sê het ook sê vir mense verduidelik half hierdie opvoedingsproses en dan luister dit om dit so te koop. Absoluut, want mense my mark het jy 'n verskriklike wye verskeidenheid van kliënte. En jy sal mense hê wat jare terug by iets gekoop het en dan aanhou om elke uitstalling koop hulle ietsie by. Maar is nie noodwendig dat hulle internasionale kunstkenners is nie. Hulle is net mal oor jou werk en hulle kan dit miskien bekostig om iets te koop en hulle hou aan. En as jy weer kom kyk, het hulle 'n versameling. En as mense dan by hulle kom, dan praat mense daaroor en dit maak nogal 'n impak en 'n indruk. So en in die proses, jy weet, raak daai persoon wat 20 jaar terug gekoop het, toe was aan iets gekoop het, toe was hy dalk 'n jong rekenmeester iewers en hy gaan ook op in sy lewe en hy maak 'n paar sente en later besef hy maar jy weet ek wil graag mooi goed rondom my hê en so jy kan nie sê wie koop by jou, wie gaan jy jou pad kruis, jy moet maar almal net mooi behandel, jy weet, en met respek behandel en dan tel jy verskriklike mooi juwele en mense op, jy weet, so en jy bou 'n verhouding op met hulle en hulle hou van jou, hulle kinders hou van jou, so dis ook lekker vir mense as hulle kinders dit geniet wat op hulle mure is en ek dink ek gaan dit vir jou nalaat want jy hou tog baie daarvan, jy weet, so is baie meer as net 'n klein prentjie wat jy sien. Yes, dit is vir my fascinerend, dit is vir my regtig fascinerend. Kunswerk, okay, so dit is die groot wegspringplek. Wat sou jy sê? Ek bedoel, is nou moeilik om seker te sê wat is die gemiddelde prys van 'n skildery. Maar wat is daai op daai reprint? So as kom sê argumentstal die skildery is R10,000. Yes. Wat is die potensiële geld wat jy kan maak? Ek sal byvoorbeeld op ek maak elke jaar 'n kalender en dan druk ek miskien 1000 drukke van dit, jy weet. So die eerste jaar, eintlik eerste 2 jaar het ek kalenders gemaak, ek gedink, wat het my besiel, gaan ek ooit die geld terugkry. Maar dan begin die drukke uitverkoop en jy gaan verby die punt waar jy jou koste betaal het en dan die wins van daai drukke wat oorbly begin amper die volgende run finansier. En nou, jy weet, later jare het ek bykomende produkte in die mark gesit wat ek dan van hierdie drukke lamineer met Motorsport Pressy Glow wat dit hittebestand maak vir potstane, skinkborde, bekers, allerlei goeder. So dan begin jy al hoe meer verdien op daai aanvanklike koste wat jy uitgelê het om die druk, om die skildery in topvorm te laat skandeer. En as jy hom eers in daai formaat skandeer het, kan jy hom na enige formaat toe vat. Jy kan dit in papier druk, jy kan dit op 'n beker sit, jy kan dit op 'n bord sit, jy kan dit in gelei laat druk op canvas. Jy weet, jou moontlikhede raak leeg jou. En jy as kunstenaar hou die reg op daai kopiewerk van dit tot 50 jaar na jou dood. So jy kan dit nalaat aan iemand. Jy weet, dit is 'n absolute bate wat jy van iemand kan nalaat. Tretjikov se kleindogter het byvoorbeeld sy regte geërf en sy maak 'n fortuin nou uit sy drukke uit en kussings en dit en dat, jy weet. Mens besef nie altyd die mag en die krag van 'n image wat jy het, wat aan jou behoort, wat mense mal is oor. Nee, hele klomp jaar terug was hy het 'n skildery gedoen van 'n vrou wat so met 'n rooi hoed so sit in 'n parkie en lees en so dromerig, jy weet. So toe gebruik daar was 'n program op televisie, Kunstkafee. En hulle gebruik toe die skildery om die programme te begin. So 3 jaar in 'n ry, elke week dan kom daai skildery op en dan breek hulle so deur die skildery en dan begin die program. En tot vandag toe verkoop daai druk net
bo alle drukke meer en meer en meer en meer. Mense ken dit van iewers af, hulle weet nie waar nie, maar daar's iets bekend aan dit vir hulle, en dit maak net eenvoudig dat hulle hom sal vat voor die ene langsom. Want jy het my nou my gedagtes lees, ek het nou vir jou gevra, het jy 'n top verkoop? Ja, definitief, want daar's 'n skildery gemaak het van twee lovers wat so staan en soen. Dit wêreldwyd, jy kan ek sien, dis die topverkoper, jy weet, van mense wat dit bestel, en so, weet jy hoekom? Nee, ek weet nie. Dis maar net iets van daar net mense in trek, en ja, so, dis is van Gogh Sonneblomme, jy weet, so, hoekom is daar 100 miljoen drukkal van dit verkoop, jy weet nie, dit is nie, dat dit so mooi is, wat kom, maar daar's iets wat mense roer daarin. Ok, hier's nou, want ek is nou absoluut leek, so ek het nou, so, wanneer was dit 2 ek smal oor Parys. Parys is my, en die Eiffeltoring is my gunsteling toring, inteendeel, as ons daar deur ry, vlieg, ek soek die Eiffeltoring. Maar ons gaan toe nou na die Louvre toe, vir die kinders. My laaitie Christian, hy's baie kunstig musiek, en hy maar wat. Maar in elk geval, daar's, en almal storm vir die Mona Lisa, Porsche, ek dink is 'n lelike. Dis vir my 'n lelike. Dis vir my, is ek mal in my kop, of is dit een van daai, of is dit die hype wat om dit? Dis die hype rondom dit, en jou verwagting is baie groter as wat jy gaan sien. Jou verwagting is 'n groot skildery, wat wêreldbekend is, en dan kom jy dan, as dit so klein skillerytjie, en dink jy nou, het ek nou heel oggend gesoeg om hier uit te kom om dit te sien, jy weet, en dan almal gaan mal rond, en dink jy, wat is sout met my, jy weet, wat mis ek, jy weet, so, dat is vir my, dit is eers vir my mooi, precies, maar dit is die hele ding van kuns, is mense haal verskillende goed daar uit, jy weet, so, omdat dit bekend geraak het, wil mense dit sien, en 2 miljoen mense kom sien dit elke jaar, 1 miljoen kopies word elke jaar geskilder van dit, maar nog steeds stroom 2 miljoen mense om dit te sien elke jaar. So, daar moet iets aan wees. Iets wat vir mense iets beteken. So, jy weet, die eerste keer toe ek Mark Rothko het sulke groot moderne skilderye met 'n blok swart en dan miskien 2 blokke blou op dit, of 2 blokke rooi, of 3 blokke rooi, of wat ook al. Dan dink jy, dit hang al die moderne museums oor die wêreld, jy weet, kos miljoene dollars. En dink ek, wat is dit nou? Jy weet, dan stap jy na, dan sien maar binne in die rooi is daar designs en dan dink jy, hierdie ou was geniaal, het iets gedoen wat niemand anders nog gedoen het nie. En dit is hoekom hy dit gemaak het, jy weet. En so partykeer moet jy net besef dat dit wat jy doen is ook spesiaal. Niemand anders kan dit namaak nie. Hulle kan dit vat en hulle kan dit probeer oorverf, wat ook al, maar hulle kan nie jou denkpatroon volg, hoe die lyne loop, hoeveel rooi saam met hoeveel blou gaan, hoeveel oranje saam met hoeveel pers gaan nie. Daar is 'n verskriklike fyn balans, hoe jy kleur kombineer, tot iets wat vir die persoon wat dit sien, sin maak. Maar ook dan, meer belangrik wat jy nou, weet, vroeër ook genoem, die symboliek. Yes. Gepraat van ons almal, met die hout op die kop, voorbeeld, nee. Ek wil, daai is vir my, baie pragtig. Jy weet, kinders wat speel, met hulle seuns, wat hulle eie vleers maak. Jy weet, ek kom van 'n klein dorpie af, jy moet jou eie vermaak skep. Niemand het vir jou vermaak nie, daar was nie televisie nie, daar was borrel. So jy moet elke middag moet jy iets uitdink wat jy kan doen. Dan maak jy met riete en papiersakke maak jy vlees, en dit is vrek moeilik om dit in die lug te kry. En ek is nie eers vreeslik handig nie, weet. So ek is gewoonlik die ouetjie wat dalk nog sal sukkel om sy in die lug te kry. Maar dan jou 2 maatjies langs jou het dit net so dan saai ding in die lug, jy weet. So, maar dis 'n proses. So 'n proses tot eintlike vreugde is om die ding al te maak. En dan as dit vlieg, is dit geweldig vreugde. Dis die kers op die koek. Absoluut. En dit gaan eintlik met meeste kinderspeletjies so, jy weet, hopskots, klippie gooi, touspring, jy spring, jy speel vir 'n uur lank, jy verander die reëls en dan gaan jy weer aan. So, en om daai eenvoud vas te vang, dit moet in jou kop ontstaan, jy moet daaroor kan dink, en dink hoe sit jy so iets so eenvoudig, dat dit vir die persoon wat dit sien, terugvat na 'n vervloë era toe, na sy kinderdae toe,
na iets anders. Dit neem hom op 'n reis. Hallo Klipkouer, soos jy by nou al weet of dalk nie weet nie, het ek my nuutste e-boek 52 onlangs geloods wat gebaseer is op my eerste 52 onderhoude. Dis 'n 62 bladsy besigheidshulpbron en bevat 104 verkoopstrategieë en besigheidsfoute. Kry meer inligting op ons webwerf www.klipkouers.com/e-boek of kry dit op Kindle. Lekker lees en leer. So, jy het nou, kom ons kyk nou in terme van die belangrikste besigheidsles wat jy geleer het. Jy nou ek is my hart warm gemaak om ek weet nie, jy is ek beskou jou as 'n mede-Vrystaat. Ek wil sê daai wortels was oor tot op 16. Hulle is diep. Maar Vrystaat dorpseun, maar ouers entrepreneurs, né? So wat het jy nou oor die jare natuurlik so daar's 'n tweeledige vraag. Nommer 1, wat is die belangrikste besigheidsles wat jy tot dusver in jou seker van tyd af het? Nommer 1 en nommer 2, dink jy as kunstenaar hierdie besigheidsagtergrond het jou definitief. Ek het al op die ouderdom van 5 het ek al besef dat as jy kussie tematies koop vir R10 en jy vat R3 se verpakking materiaal by sakkies en rekkies en dit en dat en jy verdeel dit in kleiner pakkies, dan het jy potensiaal van R20 uit daai kussie tematies van R10. En as jy eers daai konsep besef, dan kan jy enigiets koop, enigiets wat 'n mark het, wat iemand nodig het, kan jy verkoop as jy verstaan hoe werk daai eenvoudige beginsel van besigheid. So toe ek begin skilder het ek gedink ek doen iets en dan in die begin is dit ontsettend moeilik om 'n prys te maak. So ons het maar amper gewerk op 'n ratio van jy vat 2,5 maal die raamse prys vir die kunswerk. Jy weet, net om 'n basis te hê. Ja. En so in die begin was my werk ontsettend goed, R50, R80, R150. Ek sal vandag nog mense raakloop wat 20, 25 jaar terug by my gekoop het met so vet smile en dan sê ek jy het seker painting gekoop vir R80 of R100 en nie R150, jy weet. En dan besef jy net maar, jy weet, jy moes iewers begin. En ek moes dink daaroor dat dit help nie om dit te duur te maak in die begin en dan koop niemand dit nie, dan kom dit nêrens nie. Ja. So in die begin verdien jy ontsettend min op jou talent, op jou kreatiwiteit, maar as dit verkoop, dan gaan dit in jou huis, jy het 10 of 20, 30 vriende, die helfte van daai mense is jou tipe mense, hulle hou ook van dit, die helfte van daai mense wil ook graag so iets hê. En so begin jy stadige wiel vorm wat groter en groter en groter gaan. En ek het moes baie van myself blootstel by kunstefeeste, by Decorex, by skoue, Randse skou, Pretoria skou, Aardklop, Oudtshoornfees, dat jy daar sit en werk en verkoop en mense praat en so daai eerste 15, 20 jaar van my lewe het ek baie energie in dit ingesit. En so sistematiese landwyse merk opgebou vir myself. Want by hierdie skoue en feeste kom mense van alle uithoeke van die land. En hulle tel op dat jy in die mark is. Jy is daar konstant. En toe televisie gekom natuurlik en dit het dit baie makliker gemaak. Elke keer as jy op televisie verskyn in 'n program, dan sal jy sien jou verkope styg, want die persoon in die platteland kom nie noodwendig by al die groot gallerye in die stad nie, maar daar kom 'n handelaar met 'n kombi vol skilderye aan verby en hy sien vir Sunny en Jannie op die plaas en Sunny sê maar ek het al daai man se skilderye op televisie gesien, jy weet. So al is die een langs en dalk mooier, gaan hulle ons teen vat wat hulle ken. En so maak dit 'n verskil in langtermyn verkope. En dan het ek probeer om 'n baie soliede struktuur, 'n prysstruktuur in die mark te sit. So my handelaars wat my koop kry dit redelik teen dieselfde prys en dit maak dat jou mark stabiel bly. So hy styg baie sistematies en hy styg die hele tyd. Maar dit bly stabiel. Dis nie op en af en jy weet so. En dit ek sien daai vrugte nou begin trek
terugkom in terme van skilderye wat op veilings behandel en jy sien sistematies klim die prys, jy weet, so in herverkoop is dit lekker as mense besef, maar weet jy, ek kan hierdie het 'n waarde, ek kan dit verkoop. Anders as wat jy iets het wat mooi is, dit is eintlik iets werd nie, jy kan dit maar net sowel weggee as jy dit nie wil hê nie, jy weet, maar met myne kan hulle dit na 'n veilinghuis neem en die veilinghuis sal dit verkoop. En ja, so dit bring sekondêre waarde in die mark in. Partykeer koop ek self iets terug wat ek lank terug verkoop het. Die mense is bereid om dit te verkoop teen 'n sekere prys, dat hulle wins opmaak. Ek dink ek kan nog 'n winsie daarop maak en dan sal ek dit aankoop en weer verkoop. As hulle te veel wil hê, partykeer is mense greedy en wil te veel hê, dan moet hulle dit na die veiling toe neem en dit daar verkoop, jy weet. So daar begin heeltyd nuwe faktore inkom ook. En dit stimuleer die mark. Met my werk sal mense, as hulle dit galerye toe neem of veiling toe neem, die veiling neem het, want dit verkoop ontsettend vinnig. En so, omdat dit maklik verkoop het, sal hulle dit volgende keer weer eers koop as hulle in staat is om iets te koop. Dis werklik 'n ander wêreld. So om terug te kom na die besigheidsles, jy die voorbeeld van tomatie. Yes. So wat staan nog? Ek wil daai natuurlik, ek bedoel dit is so vir my in terme van verf, byvoorbeeld sal ek dink in die beginjare het ek gedink ek koop die canvas, ek koop die verf, ek neem 4 of 5 of 10 ure om dit te maak, ek raam dit. Ek vra die 2,5 keer die prys van die raam en ek verkoop dit. En dan in daai proses het ek bitter min gemaak op die skildery self, maar met die tyd het die waarde opgegaan en nou vandag kan ek baie meer verdien op daai idee van my. So as ek nou iets mooi sê, dan dink ek dink dit is soveel werd. Dit is eintlik soveel werd vir myself. As dit nie verkoop daarvoor nie, gaan hou ek dit. En dan as ek so dink daaroor, dan verkoop dit gewoonlik dit of meer. Ja. So ek weet onmiddellik as daar, kyk, elke kunstenaar, jy kan nie heeltyd net wêreldwenners skilder nie. Jy doen verskillende goed, dis in jou, jy maak goed. En dan hier en daar, dan kom daar 'n Nagwag uit, of Return of the Prodigal Son van Rembrandt, jy weet, so wat net eenvoudig kop en skouers uitstaan bo die res van die werke. En ek dink elke kunstenaar het dit. En seker ook jou emosionele toestand. Nee, ons weet mos nou nie wat elke jaar, want dit is life happens, nee, en dit gaan jou presies. Jy weet, en dan mense sal ook mense kry wat jy probeer afpraat en ek sal byvoorbeeld in 'n groot geselskap sit, dan sal iemand na my toe kom en sê maar jy weet, daar's ook maar baie kritiek in jou werk, en so natuurlik moet daar kritiek wees, jy weet, nie almal kan van alles hou nie, jy weet, ek sien ook goed is wat ek nie van hou nie, maar jy weet, as jy nou in my plek was en jy het 16,000 oorspronklikes verkoop en oor die 700,000 drukke, wat sal jy nou doen? Jou styl verander om na ander mense te pas, of maar eenvoudig doen wat jy doen en dit wys, jy weet, jy doen maar net, ek staan nie met 'n geweer in iemand se kop en sê koop my werk nie. Mense besluit hulle hou daarvan of hulle hou daarvan nie, en dan maak hulle besluit daarvolgens, jy weet, so dit is 'n vrye mark, is 'n oop mark, jy weet, vir my is die onus net, ek het iets in my kop en ek moet dit uitsit op papier of canvas of in beeldvorm of wat ook al, en dan maak ek dit en ek wys dit en jy besluit self. Yes, maar ek hou van daai en dit is so 'n belangrike les. Ek dink selfs vir die klipkouers buite daai om te glo wat jy doen. Want op 'n vandag as jy nie dink as jy nie dink is R100,000 werd nie, hoe gaan ek nou Nee, absoluut. Maar ook om daai guts te om te sê as hy nie vir hom, dis wat ek kom, dan sit ek hom in my sitkamer. Kyk, in die beginjare is jy baie meer gedruk om iets te verkoop, want jy het die geld nodig. Jy moet dit in die hande kry om te kan aangaan en om jou belasting te betaal maar later, as jy bietjie meer gemaklik raak, dan het jy bietjie meer vryheid en jy kan sê, maar weet jy, ek neem 'n kans, ek kan wag tot ek die prys kry, jy weet, so. En ek wil daai besigheidsles opsom, is daai ook wat ek hoor, en ek dink dit is so van toepassing in die besigheid 21ste eeu, was, ek sê, jy daai
daai goedkoop werk in die begin moes jy uitkry, want dis jou bemarking gewees. Natuurlijk. Soos jy sê, op daai muur hang, mense sien hom, jy moes hom uitkry, al was hy R150, maar in daai tyd, die mooiste werk moet jy heel eers verkoop, want dis jou heel beste bemarking. En ek hou baie daarvan. En dit is nou, ek moet ons kyk, ons sit met die wegspringplek met baie veral in die digitale era is verniet, nee. Ja. Kom, hier's ietsie verniet, kom proe hom, en as jy lekker is vir jou, hier's vir jou iets anders, nee. Om jou op die spot te sit, wat is die meeste geld jy al gemaak het op produk? Die duurste skilderye wat ek gekoop het is R350,000. Yes. Ek het al baie skilderye tussen R250,000 en R350,000 verdien, maar 'n stel beelde sal jou R1.2 miljoen uit die sak uit, ja. Jy het nou van Klaarhout se beelde 7 miljoen. Yes. Terloops, wie besit die regte? Jy het nou gepraat van die 50 jaar na die tyd. Wie besit? Die regte daarop sit selfs vir Klaarhout se drukke en so dink ek het hy nagelaat aan die kerk, aan die Katolieke kerk. So hulle kan drukke laat maak van sy skilderye as hulle die goed geskandeer het. Jy weet, nie alles is geskandeer nie. So jy kan nie as jy 'n Klaarhout skildery het, nou besluit ek gaan nou laat drukke maak van die skildery. Nee, daai regte behoort nie aan jou nie. Dit behoort aan die kerk, jy weet. So jy sal hulle toestemming moet kry en hulle deel afgee of wat ook al. So is lisensiering. Absoluut, dit gaan absoluut lisensiering. Wat raad kan jy die klipkouers gee om nuwe geleenthede te identifiseer? Ek dink jy moet oorspronklik dink. Jy moet as jy iets sien in die mark wat jy nie ken nie, dit uitprobeer. En ek sal byvoorbeeld hier in Londen loop en dan sien ek alkoholiese gemmerbier. Ek sien dit nie in Suid-Afrika nie. Ja, ek sien dit nie in Suid-Afrika nie en ek dink dit is eintlik heerlik. Ek dink dit sal baie goed doen in Suid-Afrika. Ek sien alkoholiese iced tea wat ons nie het by ons nie. Ek dink dit sal fantasties doen. Daar's reeds 'n iced tea mark en ek dink voeg so iets by, dan kan dit werk. So, nou wat nou? Ek kan of dit net in my kop hou of as ek die tyd en energie het, kan ek begin uitfigure hoe werk die hele kanaal om dit van hier af te kry in Suid-Afrika toe en te begin versprei. Maar jy kan nie net 10 blokkies start nie, dan moet jy groot ding. So jy moet mense kry wat dit kan belê daarin en jy het met 'n klein steek of wat ook al van verkoop die idee aan 'n groot maatskappy en jy neem 'n klein steek daarop, jy weet. So dit is nou maar net een voorbeeld, maar daar's duisende sulke goeders wat jy moet jou industrie ken. Jy moet as jy kan kennis opbou oor iets, dan het jy 'n meganisme en jy het krag in jou hande om iets daarmee te maak. En dan moet jy wakker wees. Maar dit is wat ek hoor wat jy vir my sê. Die feit dat jy oplettend is, dit is cyniese gemmerbier wat nie daar is. Jy weet toe ek begin skilder het, ek het saam met 2 vriendinne pottebakkery gedoen op 'n stokperdjie vir 'n eenmal 'n week. En toe sê die een meisie maar in die begin 'n nuwe kunstroete in Randburg. Hoekom kry ons nie 'n studio op die roete nie? Ons gaan na die byeenkoms toe en 'n vrou bied aan ons kan in haar motorhuis uitstal en sy stal in haar huis en dan gee ons wat 10%. En ek sê kom ons gryp dit aan. En ek dink by myself, ek gaan nie pottebakkery so te neem nie. Altyd die vriendinne van my skilder 'n bietjie. Ek gaan nog verkoop in borderkwaste. Ek maak 9 skilderye op die eerste uitstalling en verkoop 5 die eerste dag. Goedkoop. Die duurste was R600 vir 'n reuse skildery. En die volgende keer maak ek 15, ek verkoop 9, volgende keer maak ek 21, verkoop 14. En toe sien ek maar my vriendinne wat eintlik kuns gestudeer het, hulle verkoop so baie nie en daar's 'n bietjie afgunstigheid, maar ek gaan nou maar net verby dit kyk en ek begin by my woonstel uit te stal. Neem dit na galerye toe, hulle neem nie meer werk van onbekende mense in nie. Dan kyk ek nooi 'n klompie mense, ek dra die meubels uit my woonstel uit, hang 'n plek vol paintings. Mense kom, hulle koop 'n paar goedjies, 3 maande later vra ek my buurvrou wat haar woonstel ook kan gebruik, later 'n ander buurvrou. So einde 94 toe sal ek met 100 werke uit in 6 van die 8 woonstelle in my blok. En daar kom oor die 500 mense die aand en ek verkoop al 100 skilderye in een aand. En dit het my R60,000 gegee en daarmee het ek gedink ek was so 27 toe hiermee gaan ek 'n lewe begin. En ek het daai maande gestap, my werk bedank en eenvoudig Kaap toe getrek. Klein
3 slaapkamer woonstel gehuur, gastehuisie begin daarin, ek het in die motorhuis geslaap, en alles self gedoen, en 'n studiootjie daarop gesit, en goed verkoop aan klante wat verbykom, en gaste wat daar geslaap het. Paar maande later besef, die seisoen is oor, ek het geld nodig, ek het hardloop uit geld, terug gaan Johannesburg toe, by vriende se huis, weer 'n groot uitstalling gedoen, alles weer verkoop, toe 'n bietjie geld gehad vir 'n deposito vir 'n huis. Toe koop ek 'n huis, gaan 'n bietjie groter, toe begin galerye na my toe kom en sê maar hulle wil werk by my koop. En so van daar af net voetjie vir voetjie gewerk en dit vorentoe geneem. En jy kan niks verkoop as jy niks het nie. Jy moet iets hê om te verkoop. So jy kan maar goeders in jou kop hê en heeltyd daaroor dink en droom, maar as jy die eerste stap neem om aksie te neem en geld neer te sit en energie neer te sit nie, is dit baie moeilik om dit vorentoe te vat. En daar's min Mark Shuttlebergs in die wêreld. Ek weet sê, hulle is ons hak vas met daai 3% op Elon Musk se wêreld. Maar net vir my so inspirasie, jy's werklik entrepreneur. Ek meen die feit dat jy die woonstel, een woonstel, jy weet so dis daai shoestring budget, nee. My ouers is jonk oorlede. Ons het op totale erfporsie was 'n Ford Cortina kar wat ons vir R5.500 verkoop het en tussen 3 kinders verdeel het, en daarmee het ek net besef jy moet myself dit uitwerk hoe jy dit gaan doen. Niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Daar's niemand wat vir jou kan borg staan of borg teken nie. Jy moet eenvoudig bietjies bymekaar sit, spaar, probeer om iets daarmee te doen. Niemand gaan vir jou 'n vry pas gee oorseen. Ja. Dis baie waardevol advies. Wat is tans op historiese 'n pyn in die besigheid? Nou raak die grootste krisis vir my is verskeping. Hoe om die regte prys uit te werk vir verskeping. Vir al in Suid-Afrika is dit nie maklik nie. Ons is te klein om groot kontrakte met verskepingsmense, versendingsmense aan te gaan. Jy weet so. Vlieg julle, ek neem aan julle vlieg dit uit, né? Jy vlieg dit uit, maar selfs binne in die land as ek 'n potstander verkoop of 'n skinkbord verkoop, alles het verskillende pryse om die regte prys te heg aan wat dit gaan kos om 'n pakkie te pos. Dis die grootste pyn vir my op die oomblik wat ek ervaar byvoorbeeld in my website verkoop. Verder aan, jy weet, moet jy net jou plek interessant hou, jy moet die hele tyd bietjie vernuwe. So ek het ook besef, weet, ons is deur 'n resessie nou, ons weer in 'n resessie in. Jy moes maar net aanpassings maak. Ek kon nie dink heeltyd ek hou net skilderye op die muur nie, dan sou ek nie my deure kon oophou nie. Ek moes gaan en ek het bykomende goeders ingewerk in my galery, juwele, diertjies, goeders wat 'n toerist kan koop, potstanders, skilderye. Hoe het jy, ekskuus ek van jou, hoe het jy besluit op hierdie? Ek het besef om te oorleef sal ek moet weier kyk as net skilderye. Hoe het jy geweet byvoorbeeld, kom ons begin met ek het my instinkte vertrou. Ek het byvoorbeeld Indië toe gereis vir 'n verjaardagpartytjie. Toe begin ek daar kyk en ek sien hier en daar 'n bietjie juwele wat ek van hou. Ek koop dit, ek verkoop dit. Dit mense hou van wat ek gebring het, gaan terug, koop 'n bietjie meer, upgrade, volgende keer koop 'n bietjie silwer by met stene. Mense is mal daaroor, jy weet, so nou het ek 'n reuse juweliers komponent in my galery en is geïnspireer en gesien in Indië. Absoluut. En in die proses het ek baie goeders begin ontwerp wat ek laat maak. Ek self maak baie juweliersware in die aande om 'n bietjie aandag af te trek van skilderye, anders dink ek heeltyd aan skilderye. En ook besef dat met juweliersware byvoorbeeld sal mense baie langer neem om te besluit, en dan is daar heeltyd mense in jou galery en van buite af sien mense, maar as ander mense in jou galery dan wil hulle weet wat daar aangaan, dan stap hulle verby en hulle sien daar's mense, hulle draai om en kom ook in en kom kyk wat gaan hier aan. En ek het besef om 'n besigheid te oorleef moet jy soms 'n bietjie afwyk van jou egoïstiese idee om te sê ek wil net dit doen, jy weet. Ek wil net 'n fine art gallery wees. Ek kan dit ook gedoen het, maar ek dink ek sou gesukkel het. En in die begin was almal rondom met die ander gallerye, almal so half, jy weet, hulle is net so
fine art gallery, maar nou het almal net soveel goed soos ek in die galery, want dit is 'n manier om te oorleef. Met die pot aan die kook. Ja, absoluut. So en dan is jy gelukkig en dan 'n persoon stap in en hulle sien 'n skildery of hulle sien dit of dat. So dis maar 'n hele mengsel is 'n kookpot van verskillende goedes. Jy kan dit nie in isolasie sien nie. Jy moet maar besigheid aan die gang hou en hom groei op elke manier. En ek wil dit is, so ek kan soos jy sê nou, jy distribusie, jy die resessie of daai koopkrag nie, wat ongelukkig nie so groot groei soos byvoorbeeld kon sê Londen nie. Definitely. So jy het nou, wanneer het jy toe nou besluit om die oorsese mark te tackle? Jy is nou 2 maande reg in Europa gewees. Die verkoop van die klaarhoutbeelde het my in staat gestel om my Londen uitstalling te finansier in 'n top-end skaal, jy weet. So ek besluit ek gaan my deel van die wins uit daai beelde uitvat en regtig maar iets spesiaals wil doen. Wanneer het dit toe nou gebeur? So 2 jaar terug het ek dit verkoop en toe dink ek met daai geld gaan ek dink al lankal, jy weet, jy moet dit baie vat as Suid-Afrika, maar dit is duur. Ja. Jy weet dit is nie goedkoop nie. Jou spasie is ontsettend duur, jou verskeping van die container is duur, jou verblyf is duur. So dit is 'n klomp komponente wat jy moet in ag neem en ek wou dit nie doen met die verkope van die uitstalling hier se geld nie. Ek wou dit finansier voor die tyd dat ek eintlik geen druk op my het nie. As dit verkoop op jou manier. Exactly. As dit verkoop, dan is dit wins vir my. As dit nie verkoop nie, stuur ek dit terug Suid-Afrika en ek verkoop dit op my normale kanale met uitstallings of by my gallerye of aan handelaars. En dank Vader, dit het goed uitgewerk, maar dit is 'n kans wat jy neem. Jy kan nie vooraf sê nie. Jy praat van daai spasie, so die galery. Hoe werk daai? Vertel ek vir die klipkouers en daaroor van wat jy kan, daar's 2 metodes. Of jy kan 'n galery kry en hulle is mal oor jou werk en ons wil graag vir jou 'n uitstalling reël en ons vat 50-60% van die verkope. Maar dan sit jy altyd met klein spasie, jy sit met deelspasie of is 'n kleiner galery en so jy het 'n prys vir die verniet. Daar's 'n prys vir die verniet. Dus die prys kom eintlik en dan as jy goeie verkoop het, vat hulle so groot deel daarvan dat jy omtrent niks oorhou nie. En dan jou ander weg is dan om goeie spasie te soek, duur te betaal vir dit en dan jy die vryheid om te hang waar jy dit wil hang. Jy nooi jou eie kliënte, jy sit jou verversings neer, jy kry jou entertainment reg, whatever jy wil doen, dit is soos 'n leeddop wat jy kry, maar in topligging. En van daar af doen jy alles self. Jy doen die bemarking self, wat ek meer van gehou het. En dit is natuurlik ook wat vir jou belangrik was. Absoluut. En duur was. As jy gaan jy gaan Londen op jou manier. Presies. En die eienaar van daai galery is glad nie gestres nie. Hulle het klaar hulle geld gekry, so hulle is happy. As jy goed doen, is dit fine. As dit nie goed doen nie, maak dit nie in hulle saak nie. Hulle het klaar hulle geld gekry. En dit is vir my die beter idee gewees, omdat ek geweet het wat in myself steek en die absolute effort wat jy in die hele projek insit. So het ek gedink, daar moet iets van kom. Jy weet, so en om 400 mense by openings aan te kry, was fantasties geweest. En jy weet, ek voel hoofsaaklik Engelsmanne? Gemeng, Suid-Afrikaners, Engelanders, Europeërs wat oorgevlieg het. Jy weet, ek het so 'n wye netwerk van kliënte. Dit was, en dan van daar af voel dit nou vir my, die volgende uitstalling kan ek nog meer fine-tune en nog beter inrig en my hele mix beter reg kry en so die hele proses so 'n bietjie fynner maak en maak my opgewonde. Sure, dit is definitief baie exciting. Ek wil net vir jou verskriklik dankie sê dat jy tyd afgestaan het om my hierso in my agterplaas wat Londen is. So ek weet die klipkous, ek sit hier, ek is bevoorreg om saam Porsche sy pragtige ek sien hierso in West Brompton. West Brompton is 'n lieflike huis wat ek kan bly. So dit is great om jou face to face is altyd 'n groot plus om net soos jy sê, regtig wys daai die energie wat mens kry om iemand in die oë te kan kyk versus oor 'n Skype, daar's geen vergelyking.
Is Facebook die beste plek om kontak te maak met Ek dink so, want mense kan my follow op Facebook, Okay, Portie. Nee, ek's net onder Portie. Ek kan hulle my follow, jy weet. So nou om terug te kom, waar kom die naam vandaan? Ek het omdat ons met groente geboer het, toe ek Paul Roos toe gaan vir hoërskool, toe vra my senior, maar wat doen my pa? Soos ek nie, ons boer met groente en ons het 'n groentewinkel en 'n kafee. Toe sê ek, maar genigtig, dis net Portugese wat dit doen, ons noem jou sommer moontlik Portugees. En toe na 'n week toe roep hy my in, toe sê, dis die naam is vir my 'n bietjie lank, hy gaan net sommer afkort na Portie toe. Toe dink ek, dan neem ek maar 'n spelling en ek raak Portie, jy weet, so, en my regnaam is Jan Hendrik Viljoen, my noemnaam is André Viljoen, en my bynaam is Portie. En ek onthou 'n klasonderwyser, en dan kom hy daar aan, en as ek in 'n ander klas sê, is hier Jan Hendrik Viljoen, sê ek, ja meneer, dis ek. Sê, is hier so André Viljoen, sê ek, ja meneer, dis ek. Sê, is hier Portie Viljoen, sê ek, so ek, dan skud hy net soos sy kop. Maar dit die naam het vasgesteek, en ek nou begin skilder, het ek gedink, dis 'n naam met 'n storie, en dis wat ek gaan gebruik. En dit was 'n goeie besluit. Yes, en dit is so van pas. Ek dink al met jou ouers, nee. Ja, definitief. Dit is interessant jy net nou jy weet ek het in 'n week stad groot geword en natuurlik die Portugese daar. Wel, ek dink die meeste van die Vrystaat dorpe is die Portugese en die Grieke, né? Definitief. En hulle het die kafees in die Absoluut. En as mense 'n bietjie meer van my werk wil sien, kan hulle kyk op Vimeo. Hulle tik in Vimeo op die internet en druk die searchknopie Dik Portie in en daar kom pragtige Vimeo klips van my uitstallings op. In Johannesburg uitstalling, Londen uitstalling, of jy dik images of Portie, dan kom daar duisende goedes op, so kan mense 'n bietjie idee gee van wat ek doen. En ja, maak kontak met my en dit is altyd lekker om nuwe mense te leer ken en nuwe goedes te ervaar. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.